Goeiemôre almal. Vir die, ek dink ek het vir almal behalwe so een of twee van die laatslapers vir wie ek nie kans gehad het om handdruk te gee nie, of dat julle my vir watter rede ook al ontduik het. Baie welkom. Ek hoop jy het teen die tyd al so 'n bietjie ontdooi. Ek sal nou maar liewers nie van hier af sê wat ek vir 'n paar mense gesê het hoe koud dit is nie. Maar kom ons laat dit daarby. Al wat ek weet vanmôre is dat elke Sondag van nou af behoort dit warmer te word. En as die wind Augustus eers begin waai, nou ja, dan glo ons dan gaan hy die koue ook sommer vinnig begin wegwaai. Nou as baie mense, en dit is seker maar hoe die grootheid van die Here is, die verskeidenheid wat hy gemaak het. Vir sommige mense is die winter lekker, en vir ander nie so lekker nie.
maar so kry ons elkeen maar ons dag. Maar ek hoop jy gaan 'n mooi dag hê en 'n geseënde dag hê. Ek wil dan voor ons begin net vinnig enkele aankondigings net gou met jou deurgaan of net onderstreep. Ons is vandag dan reeds by die 9de Koninkryk Sondag, so dis die laaste van die een syfer daar, so van volgende week af ons by die 10de en so hardloop dit vinnig uit. Die datums om te onthou is die groot een wat ons, of wat ek dan vanmôre wil onderstreep, is Saterdag se winterfees. Nou, soos wat dit vanmôre dan nou is, dan gaan dit inderdaad so wees dat dit 'n winterfees gaan wees, maar natuurlik wil ons vir mekaar sê dat wanneer ons gaan by mekaar wees en wanneer ons lekker gaan saamkuier en al dies meer, dan gaan dit net buite koud wees, maar in ons harte en ons lewens gaan dit warm wees. So op ons kanaal, daar sal julle inligting in die week weer eens kry, die advertensie. Ons het probeer ons het 2 baniere wat ons kry het, wat ons op plekke opgesit het, om ons geleentheid te bemark. So die een ding wat ek dan vanmôre vir jou wil vra is, waar jy ook al kom, sê maar vir mense dat daar gaan winterfees wees, daar's klomp mense wat met hulle stalletjies gaan kom, ons self gaan pannekoek bak, ons gaan sop hê, ons gaan koeldrank, wit olifant, tombola, daar gaan ook 'n kinderspeel area wees. So dis wat ons gaan doen, en dan gaan daar baie ander stalletjies wees. Die ouens van Weden, hulle het nou so 'n maand of wat gelede het hulle wildsfees gehad. Ons het met hulle gereël, ons het ons nou nie boere nie, hier by ons boer nie eers meer met kinders nie, so waar sal ons nou nog met beeste boer? Hulle het 'n trok en hulle gaan met vleis kom om vleis te verkoop, so gee maar vir mense al die inligting deur. Ons hoop dat dit 'n mooi geseënde geleentheid gaan wees. As daar nog enige iemand is wat dalk in die week vir ons kan help met koekmeel, olie, suiker, eiers of enige vooraf geliefde items. Dit is amper so die ou wat gesê het, wat is 'n tire in Engels, nee? So dis pre-loved items. Dis wat 'n vooraf geliefde item is. Ek probeer maar goeie Afrikaans, maar hier is elemente hier onder my wat hulle lei my altyd in die versoeking met allerlei Engelse goed wat hulle invoer. So enige pre-loved items, daar's baie boeke. As jy dalk miskien in die week nie weet wat om met jouself te doen nie, kom maandag of donderdag so lank jy na die kerkkantoor toe kom kyk of hier iets is wat jy dalk voordat enigiemand anders dit opraak, dat jy dalk miskien 'n reëling kan tref om iets in die hande te kry. En dan natuurlik, as jy hier is en jy wil graag kom werk, nou ja, dan sal ons baie bly wees as jy vir ons daarmee kan help. Dan het ons ook looitjievorms, so as jy 'n looitjievorm geneem het, so daar is, ek dink die eerste prys is 'n skaap, nee. Die tweede prys is 'n naweek wat hier ergens aan die berge se kant toe. Die derde prys hielpit. So daar's 'n jy kan jou motor vat vir 'n oliediens en iets daarmee, ek dink is so R2000 omtrent wat die prys werd is. Dan is daar 2 pryse vir 'n karwas. As jy baie lanklaas kar gewas het, nou ja, dan koop baie kaartjies, dan staan jy 'n goeie kans om 'n karwas dalk te kry. En natuurlik die 5de prys wat ek dink die heel beste prys is wat ons eintlik min
vertel of eintlik min reklameer, en dit is, as jy hom wen, ja, dan kan jy vir 'n jaar lank gratis kerk kom bywoon. Maar die looitjievorms, as jy 'n looitjievorm gevat het, asseblief tot en met Vrydag 1 wil ons hulle graag terug hê, want ek vermoed Saterdag wil ons seker dan die pryse bekend maak. Dan, ek hoop ek het daarmee al die goed gesê wat ek moes gesê het oor die winterfees. As daar nog iets meer is wat jy wil weet, vra vir Rianda of bel vir Cynthia. Ek en Marita ry vanmiddag, ons moet gaan ringsitting hier in Winterden bywoon en dan slaap ons oor, so ons is môre nog vir 'n deel van die dag wat ons nie hier is nie, want ek nou nie beskikbaar gaan wees om enige van daardie navrae te hanteer nie. Dan die hele lys van voorbidding, almal wat daar is, vra ons voorbidding voor asseblief. En dan het Mariaan net nou vir my gesê, as daar enige van julle is, veral julle wat dalk miskien lank hier in Danskraal gemeente is, Baan en Sophie Grobler was lank hier lidmate gewees, hulle is op stadiums hulle weg, hy is 'n paar jaar gelede, sê Mariaan, is hy al oorlede, maar Sophie is gisteroggend net, het vir my gesê, sy oorlede, so dink ook maar net in sy Weskus toe getrek, so die mense is ver van ons af, maar dink ook maar aan die naastebestaandes, die familie wat dan ook hartseer tyd sal beleef. Die name is nou nie, of hulle name is nou nie hierop nie, want ons het nou nie so gedink nie, maar ek dink sommer nou daaraan, verlede week, die van julle wat dalk nou nog nie gehoor het nie, maar verlede week na die diens of tydens die diens, het hulle daar by Louis en Ena Janneke het hulle ingebreek en 'n klomp goed gesteel en die hek se motor stukkend geskop en met die motor ingery en klomp goed in die kar gelaai en hulle sê genadiglik het hulle na die tyd koffie en tee gedrink en nog bietjie gekuier, anders het hulle op die skelms daar afgekom. Nou ja, dan weet 'n mens nou nie wat sou gebeur het nie. So, dink ook maar net in julle gebede aan hulle, want jy weet, daar's ons nou 'n klomp goed wat moet verwerk. Daar moet genesing in jouself plaasvind van jy's kwaad en dan wil 'n mens almal sommer onder dieselfde kam skeer en 'n mens is kwaad wanneer ons weet die polisie of dis ons ervaring dat die polisie doen nie hulle werk nie en die ouens wat nie gesteelde goed moet koop nie, hulle koop nie gesteelde goed en dis hoekom daar 'n mark is. So die ding is so wyd waarvoor as 'n mens daaroor begin dink. So dis kom ek nou maar net vanmôre vra neem dat ek vrymoedigheid neem om veel sê, dink bid ook vir hulle. Terselfdertyd wanneer ek dit sê, hulle het verskoning gemaak, die kinders het nou kom kuier, Chris en Salome het verskoning gemaak, Lukie hulle het verskoning gemaak, Martiens en Petro het verskoning gemaak, Mariette het verskoning gemaak, hulle is siek. Dis so mense wat ek nou so vinnig kan onthou, as ek iemand oorgeslaan het, ja, dan vra ek my altyd om verskoning, so net wat dit aanbetref. Dan die verjaarsdae, al die persone wat dan hierdie week verjaar, die name is daar, en dan vandag se gedeelte, en dan ons besonderhede aan die agterkant, en dan ook vandag, onthou net, ons sal bankkollekte hê vir die, en dan by die deure, sal ons dan die kollekte by die deure, nee, is wat ons vir Bybelgenootskap, ons doen dit net een keer 'n maand nou, onthou ek ook nou nie altyd al die goed nie. Goed. Vanmôre toe, en daarmee wil ek begin, vanmôre toe blaai ek daarna Openbaring toe, en ek kom by Openbaring 19.
En ek lees hierdie woorde, en toe ek hierdie woorde lees, toe dink ek maar, dit is wat ons by die kerk kom doen, vir die besoekers by ons, welkom, bly julle saam met ons en vanoggend saam met ons kom die diens bywoon. Hierdie woorde in Psalm, in Openbaring 19 sê presies wat ons by 'n Sondag erediens geleentheid doen. En hierdie woorde sê, prys die Here, die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God. Daar's baie gode daar buite. Hier by ons in Natal, tussen die swart mense tussen wie ons woon, die Indiër mense tussen wie ons woon, daar's baie gode. En selfs ook onder die blanke mense, is dat ons moet nie almal dink dat ons almal aanbid die God, die drie-enige God, soos wat ons hom aanbid nie. Party mense aanbid die God wat ons aanbid op 'n ander manier, op 'n vreemde manier. Hulle dink dat as jy hierdie God aanbid, dan gaan hy jou beloon met voorspoed en as dit met jou swaar gaan, dan is dit nie dieselfde God waarvan ons praat. Hierdie woorde in Openbaring sê, die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God. Watter God? Die God wat hemel en aarde gemaak het. Die God wat in Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom het. En die God wat in sy Heilige Gees by ons elkeen is. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Here en Hemelse Vader, dankie dat ons U in hierdie oomblikke wat ons koud kry en wat ons nie weet waar moet ons hande indruk en hoe moet ons met ons voete maak nie. Wanneer ons U aanbid, dan is dit asof ons vir 'n paar oomblikke dan van die koue vergeet. Dankie dat ons onsself kan verwarm met die wete dat U wat die Here is, wat die seisoene gemaak het, wat in U almag anders is as wat ons as mense is, besluit het om dit te maak. Ja, as ek God was, Here, dan sou ek na alle waarskynlikheid nie winter gemaak het nie. As ek God was, sou ek nie wind gemaak het nie, maar U is anders. As ek God was, sou ek na alle waarskynlikheid nie die mensdom gemaak het nie. Maar U is anders. U is die gans andere. En dankie dat U nie soos 'n mens dink nie, ook nie soos 'n mens optree nie. Dat U volledig God is, en God is op 'n manier wat ons as mens onsself nooit kan indink nie. Dankie dat U met U volheid hier is. En saam met hierdie skrywer in Openbaring sê ons ook, prys die Here, want aan U behoort die krag en die mag en die majesteit en die oorwinning. Seën ons saam wees vanmôre. Seën vir hulle wat elders is vanmôre, wat kuier mense het, wat omstandighede het.
hulle wat siek is, hou die hand van bewaring ook oor hulle elkeen se lewe. Dankie dat ons dit en nog baie meer in die naam van Jesus Christus ons Here kan bid en vra. Amen. Broer en suster, genade vir elkeen van julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here en van sy Heilige Gees. Kom ons sing 2 liedere saam. Ag, ek dink vir die koue bly maar net so sit. Ek weet dit is maar ongemaklik om so koud te kry en dan te moet op te staan en weer te moet sit. So die 2 liedere wat ons gaan sing is, ons gaan hulle so direk na mekaar sing. Die een is vanmôre se tema is eintlik niks tussenin. Dit klink dalk miskien nou vreeslik snaaks as ek dit sê, niks tussenin, maar net nou wat die gedeelte aanbetref, hoop ek dat jy dit beter sal verstaan. En die liedere wat ons dan gaan sing is omdat ons onsself wil verootmoedig en in die teenwoordigheid van die Here wil wees, sodat ons ook sy teenwoordigheid by ons lewe vanmôre sal ervaar. Hierdie 2 liedere. Yes, Lord,
Baie dankie Here dat ons by U tot rus kan kom. Ek vermoed, Here, dat elkeen van ons wat vanmôre hier is, ook hulle wat ingeskakel is, oor hierdie afgelope week kyk en
dinge sien wat hulle lewens onrustig gemaak het. Miskien 'n bevoeterde baas, 'n ongeduldige kollega, 'n opstandige kind, dalk 'n ouer wat op 'n manier opgetree het wat die lewe van sy of haar kind ontstel het. Dalk 'n telefoonoproep, dalk 'n besigheidspersoon, of 'n onreëlmatige transaksie. Dalk iets wat die regering gedoen het. Ja, Here, kortom, vermoed ek dat daar by ons almal 'n rede of redes is hoekom ons vanmôre ontsteltenis mag beleef. Dankie dat hierdie lied saam met dit wat ons in die woord lees, tog altyd die bedoeling het dat werklike en uiteindelike vrede net by U, ons Here, bestaan. Dankie dat ons ook kan weet, kan bely, daarom kan vashou, dat U, Here God, die mensdom, ons as mense in ons nood raak gesien het, dat ons elke dag oomblikke van onvrede beleef, dat ons uiteindelik ook so dikwels in ons lewe onvrede met U het, en dat U gekom het om die verhouding te herstel, om vir ons lewende, blywende hoop te gee, en vrede, wat vir ewig duur. Dankie dat ons as gemeente so by mekaar kan wees, of dan 'n deel van ons, en wanneer ons dan nou die Bybel gaan oopmaak en 'n gedeelte daaruit gaan lees, vra ons dat U wat ons lewe ken, vir ons die brood van die lewe sal breek, sodat ons elkeen gevoed hiervandaan mag weggaan. Dankie dat ons as gelowiges ook vanmôre mag bely, dat ons glo in U, die almagtige God en Vader wat aarde en hemel geskaap het, en wat in Jesus Christus na die wêreld toe gekom het, hier gelewe het, hier geloop het, maar U lewe afgelê het, aan die kruis gesterf het, ter helle neergedaal het,
maar dat daar by ons elke dag blydskap kan wees, omdat U uit die dood uit opgestaan het. U het die dood oorwin. En dat ons vreugde kan hê om te kan vooruitkyk, dat U eendag weer op die wolke sal terugkom, om ons saam met U te neem na U ewige hemelhuis. En dat ons U mag aanbid, o Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, U wat ons trooster is, U wat ons U kerk kom maak het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou as jy jou Bybel saamgebring het, dan kan jy daai na Romeine hoofstuk 8 toe. Dis 'n baie bekende gedeelte. En dan gaan ek net 'n paar gedagtes, kort gedagtes net met jou deel. Daar is so baie wat hierdie gedeelte aanbetref, wat ons met mekaar kan deel. Romeine 8 en ek gaan van vers 26 af saam met jou lees. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterkant van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe. Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Net tot sover lees ek saam met jou. En ek kyk en ek dink net so, en ek sien hier so Oopol, en ek sien Bill en Elise is ook nie hier nie, so ergens sou hulle, nee, ek dink hulle het vir my nog gesê, hulle is nie hier nie, ergens wat ek met hulle gepraat het. Maar in elk geval, ek wil dan net enkele kort gedagtes met jou deel. Daar is so 'n ryk verskeidenheid van gedagtes in hierdie gedeelte, en soos ons almal weet dat Romeine is eintlik een van Paulus se groot boeke wat hy geskryf het. Die meeste slim ouens wat
kommentare skryf en wat navorsing oor die Bybel en die boodskap daarvan doen, is Romeine een van die boeke in die Bybel wat die ouens geweldig baie tyd en aandag aan spandeer. Ek het toe nou in my voorbereiding, toe dink ek nou nogal wat hierdie gedeelte aanbetref, en miskien is dit iets wat ek al hoe meer en meer nou wat ek ouer word, al hoe meer en meer begin doen, en dit is hierdie een vraag wat ek vir myself gevra het, wat julle na alle waarskynlikheid al baie keer gehoor het, wat iemand al gesê het, of wat ergens iemand dalk geskryf het. As vanmôre my laaste geleentheid hier sou gewees het, wat sou ek dan vanmôre, of dan nie ek nie, maar wat sou ek graag vanmôre met jou wou deel wat die Here op my hart gelê het? So is daar dalk miskien iemand wat 'n boek skryf. As ek nog die oomblik 'n skrywer, as ek die laaste boek kon geskryf het, wat sou daardie boek gewees het? As ek op my sterfbed gelê het, is ook 'n bekende voorbeeld. Wat is die laaste ding wat jy vir 'n geliefde, vir 'n naasbestaande sou gesê het? En ek hoop dat wat ek vanmôre met jou gaan deel, dat dit ook vir jou sal help. Ag, nie net vanmôre, ook vir Dinsdag en Woensdag en soos wat die weke aanloop en vir so lank as wat die Here vir ons tyd gee. Nou die tema wat ek gesê het is niks tussenin. Teen die tyd in jou en my lewe het ons seker al baie keer agtergekom dat ek en jy op 'n manier net so sleg aan dinge toe is soos die wêreldling. Ek is baie keer so bang, of ek is altyd bang, dat as ek praat van ons in die kerk en mense daar buite, asof mense kan dink dat ons dink ons is beter as enige iemand wat vanmôre nie in die kerk is, of wat nie Bybel lees, of wat nie glo nie. Natuurlik is ons niks beter nie. Want ek en jy is net so 'n sondaar. Daar's dinge wat in ons lewens ook maar verkeerd is. Maar teen die tyd sou ek en jy dalk miskien al agtergekom het dat ek en jy maar net so sleg daaraan toe is soos enige iemand in die wêreld. Maar nou is die vraag, maar wat maak dit dan anders? Slegte dinge gebeur mos met ons ook. Ons het dit vanmôre vir mekaar gesê wat met Louis en Ena gebeur het. En ons weet van mense wat doodgaan, wat ons ook gehoor het. Maar wat maak dinge by my en jou anders? Dalk is 'n ander manier om dit te sê, soos wat die Engelsman dit sê, is hoe koop ek en jy? Gistermiddag toe stap ek gou Spar toe. En toe ek terugstap en ek daar in Fransisweg afstap, net so by die uitgang van Spar, nou wonder ek, hoe lank is daai gat wat daar lê, en daai geel afskorting waarskuwingsboks wat daar lê, die lê nou sommer net daar, so onderste bo. Binne in die gat water is daar plastiek en daar is karton, en soos wat ek afstap, die sypaadjie, die is sommer verrenovering. So ver as wat ek afstap, is dit net glas en papier en plastiek. En ek dink so op myself, as iemand nou vir my vra,
wat is die een ding wat ek nou in my lewe sou wou ervaar het ek gedink, ek sal nou graag verlossing wil ervaar. Om op 'n plek te kan wees waar die strate skoon is, waar alles blink, waar mense mekaar respekteer, waar mense respek het vir die wêreld, en waar mense respek het vir mekaar. So wat is dit wat dit by my en by jou anders maak? Wat maak dat ek en jy nogtans in die môre met moed en met durf opstaan om hierdie lewe tegemoet tree? Wat is dit wat maak dat ek en jy nog nie besluit het om 'n einde aan ons lewe te maak nie? Natuurlik is daar niks wat ek en jy regtig kan doen om dinge te verander nie. Ja, ons kan 'n paar aanpassings in ons lewe maak. Ons kan 'n goeie boek bestel. Ons kan daardie boek lees en miskien is daar aanbevelings in daardie boek wat ek kan gebruik om aanpassings in my lewe te maak, praktiese wenke. Ek kan dalk miskien self so ver gaan om vir 'n kursus in te skryf waarin ek die know-how kry hoe om 'n beter lewe te lei. Ek kan dalk miskien besluit om meer kerk toe te kom en meer my Bybel te lees, sodat daar 'n klompie aanpassings in my lewe kan gebeur en dat my lewe uiteindelik kan verander. Maar hopelik gaan jy dan ontdek, of nie hopelik nie, na alle waarskynlikheid gaan 'n mens ontdek, dat elke ding wat ek probeer om te doen, dit op die einde nie geslaagd is nie. Want werklike verandering gebeur net daar waar die Gees in 'n mens se lewe werksaam is. So wat is die dinge wat dan as ware verhinder dat ons met moed, met vrede kan lewe? Want ek het mos nog gesê, daar is mos altyd iets. Waar het ek die ding gelees? Ons het gisterand by ons boeke vat, daar by ons in die huis, is ons besig om Samuel te lees en lees ons nou Dawid se lewe. En Dawid het ons nou, wat was die ou se naam? Hy het mos vir ou Batseba gesteel en nadat die Here die sonde aan hom uitgewys het en hy sy sonde bely het, so alles of die een ding klaar is, dan kom die volgende ding, want toe is dit sy seun Absalom wat toe nou gaan een van sy broers doodmaak. En so ontdek 'n mens in jou lewe, net sodra as wat jy dink jy het een ding onder beheer, dan is daar weer 'n volgende ding wat sy kop uitsteek. En so sal ek en jy ook in ons lewe na alle waarskynlikheid ontdek dat daar altyd iets tussenin is. Daar is altyd iets wat tussen my en die Here. Daar is altyd iets wat wil tussen my en my vrou. Daar is altyd iets wat tussen my en my kind. Daar is altyd iets wat tussen my en die gemeente. Daar is altyd iets wat tussen my en die kerkraad. Daar is altyd iets tussen my en die natuur. En ek het sommer aan 'n klompie dinge gedink wat so dikwels tussen ons kom staan. Daar is dalk miskien onbelyde en gekoesterde sonde in jou en my lewe.
Hier's 9 goed. Ek kan nie by almal stil staan en almal verduidelik nie. Ek het nie baie tyd nie. Ek het aan iets anders gedink, aan afhanklikheid en aan onafhanklikheid en verbetering. Ons wil ons almal onafhanklik wees. Wie wil nou iemand anders in die oë kyk? Verwêreldliking en verdeelde belange. Dit kom staan tussen my en die Here. Oomblikke wanneer in my lewe, wanneer ek begin vergeet dat die Here by my lewe teenwoordig is, en iemand het gesê, geen mens, en jy moet daaroor gaan nadink, ek het nie tyd om dit alles te verduidelik nie, geen mens kan in 'n vakuum aanbid nie. Jy gaan ergens, as dit nie meer God is nie, gaan dit iets anders wees, maar daar kan nie niks wees nie. Dinge kan tussenin kom staan wanneer daar onvergewensgesindheid en gebroke verhoudings is. Wanneer daar dinge met my gebeur wat ek soms nie beheer oor het nie. Verwaarlosing van die basiese verstaan van genade, wanneer ek my nie meer toelê, gaan lees weer hierdie gedeelte. Dis die mees eenvoudige gedeelte, wil ek amper sê, in die Bybel. Natuurlik saam met baie ander gedeeltes. Maar dit is so eenvoudig, en tog wonder ek, het ek by myself gewonder, wanneer laas het 'n gedeelte soos hierdie my regtig weer getref. Hoe baie van dit wat ons in die kerk doen, hoe baie van dit wat ons in eredienste doen, gaan nie maar net by my verby nie. Gewoon omdat ons verwaarloos. Dinge kom staan tussenin wanneer ons isoleer, wanneer ons afstand doen van die liggaam van Christus. Gisteraand toe, daar by ons by die huis toe gesels ons oor 'n paar dinge, en onder andere ook oor vrese wat daar is. En Renay sê toe, sy het Vrydag hier ergens by die middaguur is daar mos 2 sielkundiges wat altyd praat. Dan behandel hulle, hanteer mense se vrae, die van julle dink iets, Lise en iemand, is die 2 persone, sielkundiges. En deel van die vraag is, wat hulle vra, as iemand sy werk verloor, wat sê 'n mens? En hy sê toe dat hulle het onder andere gesê dat wanneer jy jou werk verloor, dan verloor jy nie wie jy is nie. Nee, ek het ook al my werk verloor en ek sê, maar dit is nie so eenvoudig nie. Ek het nog steeds geweet wie ek is, maar dit het nie brood op my tafel gesit. Maar die slegste ding wat 'n mens kan doen, is om jouself los te maak van mense wat vir jou omgee. En deel van hulle antwoord was ook, mense wat hulle werk verloor het, mense wat deur 'n krisis in hulle lewe gaan, het veel beter gekoop, waar hulle deel was van 'n geloofsgemeenskap. Besig wees, afleiding, geraas, is alles dinge wat tussenin kom staan. As jy my vra, kan vir jou al die goeders na jy tyd weer stuur. Twyfel, vrees, intellektuele struikelblokke. Nee, wat van môre? Wat as?
sê nou maar. Dis alles dinge wat tussenin kom staan. En tweede laaste ding, afgodediens en spirituele ervarings. Wanneer ek dink dat die God wat ek aanbid, dat dit die regte God is, sonder om te gaan seker maak dat die God wat ek in die Bybel raakloop, die werklike God is. En 'n laaste ding wat ek met jou wil deel, wat tussenin kom staan, is 'n wanpersepsie van wie ek is. Mense wat soveel tyd in hulle lewe spandeer, ek het myself verloor, ek weet nie wie ek is nie, en dit kom staan tussen my. En nou wil ek afsluit, want my tyd het uitgehardloop. Wat sê Paulus? Hy sê, daar waar die Here is, daar kan niks tussenin kom staan nie. En dat ek en jy vanmôre met hierdie vreugde in ons lewe kan leef, dat daar is in hierdie hele skepping, maak nie saak wat jy wil opnoem nie. Lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard, dood, vrese, teenswoordige, toekomstige dinge, kragte, hoogte, diepte. Daar's niks wat ons van die liefde van God kan skei nie. En toe lees ek 'n aangrypende ding, en daarmee wil ek afsluit. Die diepte van God se liefde lê daarin dat dit nie Jesus was wat besluit het om na hierdie wêreld toe te kom om vir ons te kom sterwe nie, maar dat God doelbewus sy seun laat vermoor het. Omdat God my en jou so hoog ag, dat hy bereid was om, weens gebrek aan 'n beter woord, om 'n wandaad te laat plaasvind. Alles sodat daar niks sal wees wat tussen my en die Here sal staan. Mag jy hierdie liefde van die Here elke dag in jou lewe nuut, vars, helder, vreugdevol beleef. En mag die Here vir jou daarmee seën. En dat hierdie nie net 'n ding is vir ou mense nie net vir pensionarisse nie, julle wat kinders het, gaan vertel vir hulle van hierdie liefde wat die Here vir ons het. Amen. Here, dankie dat ons net weer in die Bybel kan blaai en hierdie verfrissende windjie deur ons lewe kan voel waai. Niks kan tussenin staan nie. En selfs al gebeur daar dinge met ons, U is die Here. En U is die Here wat ons vashou. En seën vir ons elkeen hiermee, wanneer ons hiervandaan teruggaan na ons lewens toe, na ons huise, môre na ons werksplek, na die skool, en waar ons inkopies doen. En gee dat ons hierdie vrymakende boodskap altyd sal uitleef en verkondig. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek gee geleentheid vir Colette.
Kom ons sluit af met hierdie lied. Dis 'n gebed en toe ek gesoek het na 'n lied, ek lank gesoek na 'n lied, het hierdie lied vir my kom sê, ag Here, wees my genadig dat daar tog nou niks tussenin kom staan. Maar wees my ook genadig om hierdie eenvoudige boodskap van God wat vir my lief is, oneindig lief is, dat ek dit kan verstaan. Ons gaan hierdie lied 2 keer sing. Christus wees genade.
wonderwete dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troostvolle teenwoordigheid van God se Heilige Gees by ons elkeen sal wees en bly, totdat u eendag weer op die wolke terugkom. Amen. Goed.